Watter een van die volgende oplossings, elk met 'n konsentrasie van 0,1 mol per kubieke desimeter, het die hoogste pH? Die korrekte antwoord is C, natriumkarbonaat. A is salpetersuur. Dit is 'n sterk suur. En D is etanoosuur, 'n swak suur. So ons kan beide A en D elimineer aangesien beide sure is. B en C is soutte, so kom ons kyk verder na hierdie twee opsies. B is ammoniumkloried. In water gaan ammoniumkloried, wat 'n ioniese binding is, dissosieer in die oorspronklike ione, naamlik die kloriedanion en die ammoniumkation. Nou, die kloriedanion kom van soutsuur af. Soutsuur is 'n sterk suur, so ons weet hierdie kloriedanion gaan nie verder gehidroliseer word nie. Die ammoniumkation aan die ander kant gaan wel hidrolise ondergaan. En tydens die hidrolise van die ammoniumkation vorm daar ammoniak en dan die hidronium-ioon. En dis hierdie hidronium-ione wat vorm, wat daartoe lei dat die pH onder 7 gaan wees, want die oplossing is nou effens suur. En dan het ons C, natriumkarbonaat, wat 'n ioniese binding is. So in water gaan die natriumkarbonaat dissosieer om die natriumkation en die karbonaatanion te vorm. Nou, waar kom die natriumkation vandaan? Dit kom van die sterk basis natriumhidroksied en gevolglik gaan die natriumkation nie verdere hidrolise ondergaan nie. Die karbonaatanion aan die ander kant gaan wel gehidroliseer word. Dis in 2 stappe, maar die netto reaksie gee dan vir ons koolsuur as ook hidroksied-ione. En dit is hierdie hidroksied-ione wat die pH gaan opstoot tot 'n vlak bokant 7. Ons het 'n oplossing wat effens alkalies is. So as ons kyk na ons ander opsies, salpetersuur is 'n suur, pH onder 7. Ammoniumkloried, ons het reeds gewys, die hidronium-ione vorm pH onder 7. En dan etanoosuur opsie D, ook 'n suuroplossing, pH onder 7. C aan die ander kant, natriumkarbonaat. Ons het hidroksied-ione wat vorm, ons pH is bokant 7. Met ander woorde, C lewer vir ons die hoogste pH.